dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jesus, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my.
Goeiemorgen vriende. Ek is dankbaar vir elkeen van u wat vanoggend ook hier saam met die familie is, sodat dit vir julle ook 'n versterking is om te weet dat hier soveel mense saam met julle is vanmorgen. Die familie het versoek dat ons 'n series dit speel van Piet Smit. Ek gaan vra dat die koster dit nou vir ons speel, kom ons luister rustig daarna en daarna sal ek verder gaan in gebed. Ons Hemelse Heer, ons wil ook by hierdie lied in ons gebed volgend aansluit om te sê dat as ons hier saam is in die kerk, in u huis, dan aanvaar ons daarmee ook, Heer, dat u met elkeen van ons op pad loop. En dat die Heilige Gees saam met elkeen van ons gaan. En dan bely ons, Here, vanoggend dat, alhoewel dit vir ons sleg is, dat Tannie Marie nie meer by ons is nie. En dat het vir ons sleg is dat sy deur 'n siekte vernietig moes word op aarde. Dat ons tog as gelowiges kan sê dat ons weet, u het haar kom haal. Die manier daarvan, die tyd daarvan is vir ons ongemaklik. Maar dat u dit gedoen het, wil ons vanoggend berusting in vind. Here, baie dankie dat ons kan weet, ook omdat sy dit getuig het, en dat sy nou by u is, dat sy vrede met u het, en dat sy al te midde van haar siekte gesê het, sy gee haarself in u hande oor. U het vir haar 'n lang lewe gegee, en u moet haar op die regte tyd kom haal. Here, ons
weet is dalk vir ons maklik om dit te hoor. Dis dalk nie so maklik om dit van onsself te sê nie. Daarom wil ons dan in nederigheid voor U buig, ons wat nog hierdie kant van die lewe is, en ons wil bid vanoggend dat U ook hierdie geleentheid sal gebruik, om vir ons elkeen weer aan te spreek, ons elkeen te bemoedig, maar om ook die wind van die Heilige Gees oor ons elkeen te laat waai, sodat ons opnuut sal besef, soos ons lewe elke dag, is ons in U teenwoordigheid. Wat ons sê en wat ons doen en wat ons dink, het alles met U uit te maak. En daarom bid ek, Here, dat U 'n geleentheid soos hierdie ook sal aangryp om in ons harte weer eens die stempel af te druk, dat U die pad met ons wil stap, hier en nou, maar ook deur die dood heen na die ewigheid toe. Ons bid dat U op U manier so by ons sigbaar teenwoordig sal wees in ons harte. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing ons eerste lied daar, wat 'n vriend het ons in Jesus, vers 1 en vers 3. Ons kan opstaan en kan ons dit ook saam met mekaar sing. Ek wil graag saam met U vanoggend dink en ook troos vind in die Here se woord, dit oordink. 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 10, baie bekende gedeelte. Ek glo julle het dit ook al verskeie kere by geleenthede soos hierdie aangehoor. Maar dis wat die woord van God so uniek ook maak, dat die Bybelse woord nooit afgesaag raak. Die troos wat die Here vir ons gee, kan in elke omstandighede van vooraf nuwe hoop en moed vir ons gee. So kom ons gaan ook met daardie gesindheid na God se lewende woord toe. Vir ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie.
op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Ons gaan tot daar. Vriende, die afsterwe van 'n geliefde roep maar altyd vir 'n mens tot voorraadopname. Dis die tyd van jou lewe of in jou dag waar jy 'n bietjie gaan stilstaan. Waar die gewoel van die gewone lewe skielik vir jou verskriklik ver voel. En dan vra ons onsself of jy nou 'n direkte familielid is, en of jy 'n buurvrou of 'n buurman of 'n vriend of 'n vriendin was, dan vra jy jouself, wat van my? Wie is ek reg? Hoe lyk my lewe? Is ek gereed? Ook sulke tye, wanneer 'n mens by die dood van 'n geliefde is, ervaar ons almal emosie. Party steek dit nou beter as ander weg, maar ons ervaar almal emosie. Normaalweg onderdruk ons dit in ons gewone lewens, en die wêreld het vir sulke emosies nie vreeslik baie tyd nie. En dan begin ons dink, so voorraadopname, so emosie sessie, so 'n klompie vrae aan myself is eintlik onvanpas, ek moet dit so gou moontlik afgehandel kry, ore verby, sodat die lewe kan aangaan. So meen ons. Broer en suster, ek dink 2 Korintiërs 4 wil vir ons help, dat ons toch vanoggend op 'n manier die regte voorraadopname maak. Dat ons toch op 'n manier vanoggend bietjie stil staan en stop. Ja, ons dink aan 'n mens wat vir baie jare vir ons gegee was, met wonderlike herinneringe, maar op die einde dink ons ook aan onsself. En ons kyk ook na onsself. En ek dink dis waarmee die Korintiërs brief ons kan help, en veral hierdie stukkie wat vir ons sê, as jy dan na jouself kyk, en doen dit dan op die manier wat God wil hê. En moenie net morbied raak nie, moenie net negatief wees nie, moenie net sê, want dit doen ons maklik by so 'n geleentheid, ag die lewe is maar niks, daar kom niks van nie, kyk hoeveel jare het sy gelewe, en binne 3-4 maande vanaf, wie gaan nog aan haar dink? En ek het nou ook al in my kort lewetjie agtergekom, hoe verskriklik vinnig mense mekaar kan vergeet, hoe vinnig die lewe maar net weer aangaan, en iewerster weet jy van 'n groot gees wat hier tussen jou gelewe, en dan is dit verby, en so gaan ons aan. Maar ek dink toch die Here het vir ons 'n paar dinge wat hy wil sê. Kom ons begin daar van die begin af, vers 7, staan daar dat ons moet besef en erken dat ons nietig is, dat ons doodgewone mense is. 'n Kleipot, nou ons ken nie goed vandag nog, en deesdae se kleipotte is geglasuur en lyk pragtig. In die Bybelse tyd, baie van julle het al fotootjies en goed daarvan gesien, dalk al self het gesien. Dit was ook mooi potte geweest, in hulle reuk, amper soos die terracotta tipe potte wat ons vandag kry, besonders moeite gedoen met die kleipotte, party van hulle was baie ruur geweest, was nie noodwendig so mooi nie, maar dit was iets besonders geweest. In die Nuwe Testamentiese tyd het 'n kleipot 'n belangrike funksie gehad, baie belangrike funksie. Maar een van die goed van 'n kleipot was altyd geweest en is vandag nog, of hy nou geglasuur is of nie, 'n kleipot breek maklik, verskriklik maklik. 'n Kleipot hanteer stampe en stote nie baie goed nie. Kleipotte kry ook vreeslik maklik kraakies in. En nou vriende, kom die Bybel vanoggend en die Bybel sê vir ons is kleipotte. Ons is kleipotte. En ons hou nie af van. Dis nie vir ons lekker nie. Ons wil graag in beheer wees. Ons wil graag die lewe hanteer. Ek wil graag dink, omdat ek vanoggend nog lewe en dit nou nog nie, en let wel dit kom, of dis nog nie my geleentheid nie, ek is nou right. Ek eet reg, ek is redelik gesond, drink my medikasie wanneer ek moet, ek is versigtig vriend in die lewe, so ek is right. Die woord sê, ons is kleipotte. En soos die Bybelse kleipot wel 'n belangrike funksie gehad het, 'n opstoor, opgaar instrument, 'n ronddra instrument, hoe die vloeistowwe rondgedra het ons ook sulke funksies in die lewe. Ja, ons speel 'n rol.
Ons word geroep om 'n rol te speel. In ons vriendekring, in ons familiekring, in die gemeenskap, in 'n gemeente, in ons kerke, so speel ons rolle. Maar in die proses wil die Here vir ons sê, pas op dat jy dink jou rol raak nie vir jou te groot en te belangrik nie. Pas op dat jy begin dink, jy is hierdie untouchable kleipot, wat die ding kan doen, en wat hom redelik netjies ook doen. Onthou net, sê die woord, jy breek maklik. Die stampe en die stote van die lewe sal jou seermaak. Jy as kleipot sal krakies kry. En nou bedoel ek nie hierdie krakies wat ons hier kry, wat ons met polyfilla toemaak nie. Die krakies wat die lewe aan ons doen. Krakies wat die lewe ons gee. Dit wat ons seermaak. Wat ons leer om deur te groei, maar die merke bly sit daar. Kleipot wat gekraak is gekraak. Punt klaar. Die van julle wat al sulke goeders gehad het, en as jy nou klein kindertjies in die huis gehad het, met hom omgestamp, en is iets kosbaar, jy het het ergens persent gekry, of gekoop, en as 'n mooie herinnering daaraan, en nou las jy hom met gom. Hy is net nooit meer dieselfde. Ek weet nie, dan is ek dom, maar ek ken nie ouens wat kleipotte so kan regmaak, dat hy lyk soos 'n nuwe een. Jy kan hom oorverf, jy kan maak wat jy wil. Kyk nou maar volgende keer wat jy met hard neersit, dan wys hy selfe kraakie maar weer. Vriende, ons is ook so. Ons is ook so. Die lewe maak sy merk op ons. Die stampe en stote van die lewe het 'n effek op ons. Dit is so hartseer dat ons dit probeer ontken. Hoekom is ons nie eerliker daaroor nie? Hoekom sê ons nie vir mekaar, maar die Here sê ons is soos kleipotte. So hoekom is ons nie rustiger daaroor? Ek haal my hoed af vir ons ouer mense. Julle leer vir ons jonger geslag dat 'n mens maar die kraakies moet aanvaar. Dat jy jou menslikheid moet erken. Dat jy dit kan vier voor die Here, maar op die regte manier. Deur te sê, Here, dis wonderlik om te lewe, nie aldag nie, maar baie kere, maar ek weet, dis nie ek wat so oulik is. Dis nie ek wat so goed is. Dit kom nie van my. So hoe bly 'n kleipot dan nou staande? Hoe gaan ons aan? Alleen sê die skrif hier in vers 7, deur te besef en te erken, jy is nietig, jy is breekbaar. En dan te sê, as ek belewe, sal my krag, my behoud, nie in myself wees nie, maar in God. Hier staan dit. Ons breek maklik, die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Nou as ons nou in die Weslande nou hierdie stukkie gaan skryf, het sal daar 'n klompie mense gewees het, wat nie daarvan gehou het nie. En dan bedoel ek nou ouens wat nou normaalweg sê, maar nie in 'n kerk kom nie, wat nie hierdie tipe taal praat, wat ons daar nou vanoggend met mekaar praat nie. Want die wêreld hou nie daarvan om te hoor, en broer en suster, ons eerlik is, ons hou ook nie daarvan nie, om te hoor, ons is nie in beheer. Ons is nie lekker met dit. Ons voel ongemaklik. Maar God, ons Skepper, sê dit in sy woord vir ons, so vanoggend by hierdie rou geleentheid, waar ons nou maar kan vergeet om mooi goedjies vir mekaar nou maar net te sê, mekaar nou maar net rustig te kry, moet ons eerlik oor dit wees. Vir mekaar sê, wat ons kan doen in die lewe, wat ons dink ons kan bereik, waaraan ons werk, wat ons probeer achieve, hierdie vreeslike mylpale wat ons vir ons uitpak, ons sal dit nie reg kry, as ons nie dit van God af bid nie. As ons nie vir hom vra daarvoor nie. As ons nie sy krag in ons ou brose kleipotjie intap, sy gees in ons kry, dat dit ons sterk maak en dat dit ons versterk, sodat ons ergens kan uitkom. Ek het destyds 'n preek gehad, dit was nou 'n kinderpreek, ek dink nou sommer skielik dan, dit staan nie op die manuskrip nie, vir die kinders die beeld probeer, dieselfde beeld probeer oordra, dan vat jy nou 'n kookblikkie, 'n vol een wat nog nie opgemaak is nie, dan nou 'n leë blikkie. Dan vra jy nou vir 'n sterker geseën, om dit nou vir jou die leë blikkie te kom druk. Dan druk jy hom ons nou maklik. En dan sê jy vir hom, druk vir my die vol blikkie. Maar ek het nie ouetjie gekry die oggend in die kerk nie, hulle het probeer. Kry 'n vol kookblikkie nie stukkend gedruk nie. Is dit die kookblikkie wat homself heel hou? Natuurlik nie, want die twee blikkies se metale is dieselfde. Dis wat binne is wat die verskil maak. En dan het vir die kinders gesê, dis God se gees. Vriende, dis dieselfde ook met hierdie beeld van die kleipot. Die kleipot se funksie lê nie in homself. Dit lê in God. By geleenthede soos hierdie moet ek en jy dit erken. Die wonderlike is dat ek saam met julle vanoggend hier kan wees vir 'n laaste herinnering aan iemand wat so 'n kleipot was.
Iemand wat met haar manier van lewe, ek glo, ek het haar nou net geken, ek het net oor die foto gekyk, ek ken haar net van haar hare ligter was. Die laaste 14 jaar plus minus. Ek glo sy het in haar jonger dae, toe die hare donkerder was, glo ek het sy klompie ouens gas gegee. Ek glo so. Want sy was 'n wakker tannie. Maar tannie Marie, in die tye wat ek haar geken het, was baie deeglik bewus van haar menslike broosheid. Baie deeglik. Sy het nie geskroom voor sy siek geraak het, om te getuig dat dit die Here is wat haar lewe rig. Dit was my altyd mooi om te hoor. Nie probeer vroom wees of snaaks wees of nou maar net omdat die dominees op haar kom, nou sê sy so iets nie. Ek glo sy het met almal van julle ook gedeel. Haar verhouding met die Here was vir haar 'n werklikheid, 'n lewende werklikheid. Sy was bewus daarvan dat sy 'n kleipot is, ja, wat krake in die lewe ook opgedoen het. Sy het ook haar seerkry gehad. Maar reg aan die einde nog het sy gesê, God is in beheer. Sy woorde aan die hospitaal nog aan my was, sy is in die Here se hande, daar by julle huis ook, sy is in die Here se hande. Sy het 'n tydjie gegee, want sy was bewus van wat haar mekeer het. As sy haar 'n tydjie gee, dan is dit sy wil. Dit is nie haar nie. Ek dink ons kan uit haar beeld vanoggend, sonder om haar menslikheid te vereer, want dit is 'n kleipot, ons kan nie 'n kleipot vereer nie, maar uit haar beeld kan ons leer, en ons kan dit hak aan hierdie beeld wat die Here vir ons gee. Vir mekaar sê, dit is so. Die skat waarvan hier gepraat word in vers 7, is Jesus Christus, wat ons in ons het as ons sy kinders is, as ons verlostes is, dan is hy in ons kleipot. En dit gee ons krag. Dit laat ons lewe. Dit laat ons die stampe en stote van die lewe hanteer. Ek dink veral by die aangesig van die dood, moet dit vir ons almal vertroostend wees vanoggend. Dit moet ons bemoedig. Want dis nou hierdie laaste geleentheid waar die kleipot stukkend geslaan word. En waar ons vanoggend besef, 'n kleipot is niks. En kleipotte word van klei gemaak, van grondstof. En dan sê die Here vir ons ook in sy woord, julle is maar stof, en tot stof sal julle terugkeer. En dan verstaan ons dit vanmôre, meer is ander oggende, meer is ander keer. Ons is niks. Op 'n skaal weeg ons minder as niks, sê die prediker. Daarom moet ons dan vir mekaar sê, al val ek uit mekaar, al het ek ook al krake in die lewe opgedoen, al is ek vanoggend by 'n geleentheid waar ek sien wat gebeur met kleipotte uiteindelik, weet ek, Christus maak my nuut. Christus het vir my 'n funksie. Die krag wat ek het om te lewe, kom van hom, nie van myself. Dan gaan ons verder, vers 8 sê vir ons ook iets rondom hierdie voorraadopname, waar mens jouself 'n bietjie ondersoek. Vers 8 se eerste gedeelte sê, en alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. As mens oor jou eie lewe kyk, gebeur soms ook by 'n verjaardag, veral as jy al begin hier in die jare aanstap, dan is mense, as jy jonk is, wil ons nie daaraan dink nie, maar as jy begin ouer raak, dan vra jouself ook, hoe lyk my lewe? Hoe lyk dit nou? Nou, by so 'n voorraadopname, dan wys dit vir jou uit, die druk waarvan hier gepraat word. Ons almal ervaar druk. En ek kom ook agter, is interessant, en mens dink nou, as jy eers gepensioneerd is, dan het jy nie meer druk op jou nie. Ek weet nie, maar as ek nou van julle kyk, dan besef ek, dis nie waar nie. Pensionaars het ook druk. 'n Ander tipe druk op hulle. Die druk van die bekommernis oor my kinders en my kleinkinders. Of my pensioen gaan hou, of ek dit gaan maak, of my gesondheid gaan dit gaan maak. En so kan ons aangaan. Ons ervaar almal druk. Ons word soms verdruk. Ons raak soms, soos vandag dalk ook, bedruk. Maar 2 Korintiërs 4 sê vir my vanmôre, al ervaar ons druk, al word ons verdruk, al raak ons as gevolg van hierdie druk bedruk, word ons nooit uitgedruk nie. Want God is by ons. Christus is in ons. En dit maak dat ek soos die kultblikkie wat vol is, die lewe kan maar druk aan my. Die Here hou my in stand. En dit, broer en suster, moet ook by die voorraadopname in jou lewe vanoggend weer vir jou bevestig word, dat jy kan weet, al voel ek so 'n bietjie dat ek word ook gedruk, die Here sal nie toelaat. Partykeer dan wonder ons wanneer skop die Here nou in? Hoekom lyk dit vir my asof hierdie wêreldse wat ook al vir my nou taamlik begin druk? Op die regte oomblik sal God inskop.
die regte oomblik sal hy die druk verlig. En dit weet ek kan baie van julle ook van getuig. Kom ons gaan verder, vers 8 se tweede gedeelte. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. By geleenthede soos vandag, dink ek ervaar ons almal, en vir myself ook, hoe meer male 'n mens daarmee te doen kry in jou lewe, jy verstaan nie die dood nie. In my jeugdige arrogansie het ek op 'n stadium gedink, ek verstaan hoe die dood werk. Dis mos nou redelik verstaanbaar. Dit is deel van menslike lewe en dis dit klaar. Jou beurt is jou beurt. Ek dink ons moet vanoggend vir mekaar sê, ons verstaan nie die dood nie. Ons kan nie regtig menslik vir mekaar raad gee nie. Ons het dit nie in ons nie. En dit laat 'n mens, soos ons vers vir ons sê, dit laat ons verleë voel. Hier staan ons is oor raad verleë. Ek staan op 'n manier vanoggend so voor julle. Ek het nie in myself, en ek het nie 'n boek by die huis wat vir julle kan sê, hier is nou goeie raad, gaan doen dit en jy sal gewaarborg wees van sukses en rustigheid en kalmte in die lewe. Daar bestaan nie so iets nie. Ons is nie in beheer nie. Tog weet ons vanoggend as gelowiges, ons kry weer wysheid, ons kry weer krag, ons kry weer raad by die ene wat my ou kleipotjie gemaak het, by die kleipotmaker, by die ene die pottebakker, die ene wat my gemaak het. Ek kry by hom weer raad. Daarom sê hy, ons is nie radeloos nie, ons is verleë daarvoor, want ons soek dit op die verkeerde plek en dan kry ons dit nie, en dan is dit vir ons 'n saak. Ons soek dit by God, en jy sal nooit radeloos van God af terugkom. Vers 9. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Wanneer 'n mens by iemand se sterfbed 'n voorraadopname maak van die lewe, dan lyk dit vir jou maklik na eensaamheid. Daar's niks meer oor nie. Die dood neem oor. Mense gee ook in daardie laaste tye gee hulle van hulle goed weg. Dis nie meer vir hulle belangrik nie. Aardse goed, dit het ons gister, Dominee Wouter het ook so mooi verduidelik rondom die predikerteks, juis, aardse goed raak skielik vir jou van baie min belang. Dinge wat jy hoog geprioriseer het, val van die lys af. Want jy kan dit nie saamneem nie. Soos hulle sê, die doodskleed het nie sakke nie. Dan voel ons ook, die eensaamheid vang ons, want ons voel die dood neem nou oor. Die siekte agtervolg ons, en ek en jy dra die kiem van die dood ook in ons van ons geboorte af. Dit maak vir 'n mens bang. Maar die woord van die Here sê vir ons, dit is so, jy is sterflik. Alles in die natuur is sterflik, is siklies. Maar die Here sê vir ons, weet dit maar, jou God sal jou nooit verlaat nie. Jou asem sal jou verlaat. Maar dan, op daardie punt wat jou asem vir die gelowige om verlaat, neem God oor en hy gee jou 'n ewige asem. En dis my persoonlike troos. Hoe lank die Here my nog gun om te lewe, hoe lank het mag wees ook al. My aardse asem weet nie wanneer nie, weet ook nie hoe nie, maar dat my aardse asem gaan opraak, weet ek verseker. Maar dat God vir my op daardie oomblik wat my aardse asem ophou, 'n ewige asem gee, glo ek met my hele hart. En dit gee my hoop. Dit maak dat hierdie kleipot my nie so bang maak. Vers 9, dis 'n tweede gedeelte. Sê hy, ons word op die grond neergegooi, nou dit is 'n kleipot, ons word op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Kleipotte hou nie van faal nie. Kleipotte hou nie van ruwe behandeling nie. Kleipotte mag nie neergegooi word. Tog gebeur dit. Tog gebeur dit. En ek dink ons moet daaroor ook tydens ons voorraadopname vanoggend met mekaar maar eerlik wees. Vir mekaar sê, ek en jy doen skade op in die lewe. Ons word neergegooi. Deur omstandighede, deur mense. Dit is so. Natuurlik is ons nie die ouens wat neergegooi word nie. Ons doen dit ook aan ander kleipotte. Ons maak ander mense seer. Ons sê en doen en dink, waarvan niemand natuurlik nou eintlik weet nie, behalwe die Here en ek, en dit is meer as genoeg. Maar ons maak ander ook seer. Ons veroorsaak ook krake in ander ouens se lewens.
En dit sê hierdie vers vir ons, ervare mens maar dat jy teen die grond gegooi word. Dat hierdie kleipot wat hier op hierdie tafeltjie gestaan het, skielik op sy sy lê op die grond. En hy het nie self gespring nie, hy's gegooi. Dit doen mense aan mekaar in hierdie lewe. Tannie Marie is ook 'n paar keer na lewe neergegooi. Deur ander, deur omstandighede. En dan leer ek as 'n jonger mens vanoggend by haar daardie les en ek neem dit saam met my. Ten spyte daarvan het sy tog met haar lewe ook getuig. Dit het my nie vernietig nie. Dit het haar nie klaargemaak nie. Dit het nie haar geloof in God gebreek nie. Dit gebeur met mense. Vra my, ek werk met dit elke dag. Mense wat neergegooi word deur ander mense, begin aan God twyfel. Die aan wie jy juist kan vashou, dis menslik, dit gebeur ongelukkig met ons. Dit raak vir ons te groot. Dan sê ons, waar is God nou? Die hoekom vraag lê aan die grond hiervan. Die groot hoekom vraag. Ek het by haar gesien dat dit wat mense aan haar gedoen het, ook dit wat mense haar voor misgekyk het, dit het nie haar verhouding met haar Here verswak nie. Inteendeel. Ek dink sy het dit gesnap wat ek en jy mee sukkel, dat hoe meer ek neergegooi word, hoe meer moet ek sê, Here, maak U vol, maak my vol met U in my kleipot, want anders dan gaan ek dit nie maak nie. Sy het dit gedoen. Sy het uit God se hand gelewe. En vriende, ek dink, dit het vir haar hoop gegee, tot op die einde. Sy het vir 'n klompie maande geweet wat aan my keer. En sy ken die siekte, en sy het beter as ek en jy ook geweet, dis nie 'n siekte wat jy môre 'n pilletjie voor drink en dan vergeet jy van hom en jy gaan net aan nie. En te midde daarvan, het sy bly getuig, dat sy aan die Here behoort. En dit moet ons vanoggend met dankbaarheid, met blydskap vul, dat ons voorbeelde van sulke gelowiges ook onder ons het. Dit maak hulle nie wonderliker as ons nie, want hulle is ook kleipotte, maar dis vingerwysings na God, vir my en vir jou, en ek en jy sal dom wees, as ons dit miskyk, as ons dit verbygaan, en nie voorraad opname. Hoekom kon sy dit sê? Hoekom kan ek en jy dit sê? Ek dink vers 10 help ons daarmee, en daarmee sluit ek af, vriende. Hy sê, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam. Dit is so. Dit het ek nog heeltyd gesê. Ons dra die dood saam met ons. Sy kiem is in my en jou. Maar hy sê, daar's 'n doel daarmee, sodat ook die lewe van Jesus, sy opstanding uit die dood, sy oorwinning van die dood, sy breek van die Satan se doodsmag oor ons, sodat ook dit sigbaar kan word in ons liggaam. En as Paulus hier praat van ons liggaam, dan praat hy van die nou, dan praat hy van die kleipot nog, hy praat nie van die verheerlikte pot wat by God gaan wees, hy praat van nou. As ek en jy vanoggend voorraadopname maak en ons sê, ek is sterflik, ek is breekbaar, ek is vol krake, ek voel hoeveel keer al neergegooi deur mense en omstandighede, maar ek weet, ek dra 'n stukkie van die ewigheid reeds in my, en ek weet, geen mens, geen omstandighede kan dit van my wegneem. Dan gee dit vir jou hoop in hierdie lewe. En dan hoop ek dat dit vir ons almal so mag wees, dat iemand anders, soos ons vanoggend uit Aunt Marie kan leer, uit haar manier van lewe voor die Here kan leer, soos wat haar kleipot vir ons 'n beeld kan wees. Broer en suster, hoop ek dat ek en jy sulke beelde vir ander ouens kan wees of kan word. As jy vanmôre vir my wil vra, wat kan ek doen om haar te respekteer? Dis dit al wat ek jou kan sê. Nie 'n ou blommetjie ergens gaan neersit of in die wind strooi nie. Dit ook ja. Maar as my en jou lewe, die mense met wie ek en jy te doen het, as dit net kan wys dat daar hoop is, dat daar 'n ewige God is, wat ons ou klein potte, waarvan ons baie keer nie hou nie, heel maak, dan bring dit hoop. En ek glo God wil dit gebruik, soos hy haar gebruik het, glo ek wil hy vir my en vir jou gebruik, om dit te gaan doen. Dit het natuurlik 'n effek op ons lewe. Dit het 'n effek op wat ons sê, wat ons doen, wat ons dink. Maar dit is hoe God het bedoel het. Ons dank die Here vir iemand wat hy so aan ons gemeenskapie gegee het, wat op so 'n manier vir ons dit kon leer.
Ons dank die Here dat hy vir ons ook vanoggend wil roer daardeur. En vir ons wil sê, gaan nie uit, gaan drink 'n teetjie daar aan die ander kant, en gaan wees jy dan 'n kleipot, wat heen wys na die krag binne in jou, en nie jou eie breekbaarheid alleen. Mag die Here my en vir jou as gevolg van vanoggend daarmee help. Amen. Here Jesus, baie dankie dat U ons toelaat om te lewe. Dankie Here dat U vir ons te midde van ons ongemaklikheid in die lewe, veral vanoggend, dat U ook vir ons hoop bring. Dat U vir ons sê, dis nie sonder rede dat ons wat hier vanoggend is nog asemhaal nie. Dis nie sonder rede dat dit nie vanoggend ons troostdiens is nie. Want Here, soos wat U vir Tannie Marie van die aardse rak kom afhaal het, om haar in U hemelse vertoonlokaal te gaan plaas. So het U in die wysheid besluit dat ons, elkeen in hierdie gebou, op hierdie oomblik nog hier op die aardse rak moet wees. Want U het vir ons nog werk. U het vir ons 'n taak. U wil dalk vanoggend gebruik om vir ons elkeen te sê, jou kleipot het 'n paar slegkrake ingekry. Sommige daarvan was ander mense se skuld. Sommige daarvan jou eie. Maar Here, dat U vir ons vanoggend wil sê, ek wil jou nog gebruik, al dink jy jou pot lek, al dink jy het nie meer nuttigheid nie, al is hy vol stof, al kyk mense by jou kleipot verby, sê U vir ons, Here, ek wil jou gebruik nog. Want my krag in jou is wat jou anders maak. Nie jou kleipot geld nie. Dankie dat U daardeur vir ons hoop gee. Dankie dat U vir haar op so 'n manier in ons gemeenskap en ons gemeente gebruik het. Op 'n stil manier, op 'n nederige manier, maar op 'n unieke manier dat sy altyd na U toe heen gewys het. En Here, daarom gun ons haar nou 'n wonderlike ewigheid by U, waar niemand haar kan seermaak nie, waar niks van haar weggevat kan word nie, maar waar sy volkome genees by U is. Ons eer U daarvoor. Here, ek bid vir hulle as familie, vriende, geliefdes, wat nou moet agterbly. Wat ons ou kleipotte moet gaan optouch en maar weer môre en vandag aangaan met die lewe. Dankie Here dat ons ook kan weet, as ons hier intree vir mekaar, dan is U die een wat ons gedurig nuut maak. Wat vir ons weer 'n funksie gee. Wat vir ons sê, gaan leef daar buite. Sodat iemand anders ook in jou lewe kan sien, soos wat jy in Aunt Marie se lewe gesien het. Daar is hoop. Nie omdat jy so oulik is nie. Nie omdat jy die lewe kan hanteer nie. Maar Here, omdat U dit namens ons doen. Ek bid dat U vir ons daarmee sal help, want Here, ons erken volgens ons sukkel daarmee. Ons raak negatief oor die stampe en stote van die lewe. Ons raak wrokkig as mense dit aan ons doen. Ons raak hart van seer kry. Ons raak moedeloos aan stampe. En dan, Here, begin deel ons dit ook uit aan ander. My gebed is dat U ons sal help om vanoggend net weer te sê, kom ons begin van vooraf. Kom ons begin niet. Kom ons vertrou vir U. En vir ons weer rigting en hoop te gee. Bid vir elke kleipot. Ek bid die Here dat U vir ons sal gebruik tot opbou, tot nuttigheid in hierdie lewe, terwyl ons nog asem het. En dit vra ons in die naam van Jesus Christus, wat die mag van die ewige dood gebreek het, wat vir haar reeds na nuwe vryheid kom roep het, en wat het ook vir elkeen van ons gereed het. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.
Ek hou aan hierdie bedankings voor, soos dit deur die familie aan my voorgelees. Maar dit sê elkeen wat die tannie besoek of geskakel het tydens haar siekte, ook vir julle meegevoel wat julle betuig het na haar heen gaan, daarvoor is hulle baie dankbaar. Almal wat vandag hier teenwoordig is by hierdie troostdiens om die laaste eer aan haar te betoon, sy was ook lief vir julle. Ek dink nie, as ek nou mag afwyk van die dokumentjie hier, ek dink nie, sy het vyande gehad nie. Ek twyfel. Al die mense in haar wijk wat haar deur die jare ondersteun het, dankie ook aan hulle, en ek weet, julle was 'n regte groep gewees, julle wat oorbly moet nog so bly op met mekaar. Maar daai straatomgewing is 'n klompie mense wat vir mekaar omgee, met mekaar op pad stap, en sy was deel daarvan. As een minder in daardie koor, maar die koor moet bly sing, al die pad. Dan sê hulle ook dankie vir die diensentrum en die wijksmense, vir die verversings na die diens. Dan sê ek maar ook sommer, julle is welkom by Silverfields diensentrum, julle kan maar net van die wat nou nie die plek ken nie, van die een kerkgebou na die ander kerkgebou beweeg, dis by moedergemeente. Die Silverfields diensentrum sal daar die nodige verversings verskaf. En sê baie dankie daarvoor ook. Dankie aan Anu Griesel en personeel van DAFS. Spesiale woord van dank aan die volgende persone. Julle was nou betrokke by haar siekte en versorging. En as ek nou soms so na die name kyk, dan weet ek, dis mense wat 'n ekstra myl geloop het. Tini en Susara, Isak en Francine, Henny en Sandra, as ook Anna Barnard. En dan sê hulle, Tannie Marie was vir ons soos 'n ma en 'n ouma vir ons kinders. Sy sal met liefde en deernis onthou word. Liefste Tannie, rus sag by Jesus tot ons weer ontmoet. Liefde van Suster Bella se kinders en kleinkinders. En dan het hulle ook gevra, hulle wil vir Myra en Piet baie dankie sê vir julle bereidwilligheid om die laaste 10 weke na haar om te sien. Ek glo dat dit 'n paar krakies vir julle bygebring, want dit is versorging gewees, sy was verswak. Maar ek glo dat dit ook iets aan julle gedoen, dat julle ook verryk in die proses. En ek dink ons is eintlik jaloers op julle. En dankie vir daai stukkie pad wat julle vir haar menswaardigheid gegee het, vir altyd daar ongemaklikheid was oor wat vorentoe word. Baie dankie dat julle ook op julle manier dit gedoen het. Vriende, ek gaan die Here se seëninge nou uitspreek. Dit is vir my altyd 'n voorreg om dit te doen, want daarmee sê die Here, hy gebruik maar 'n mens, maar daarmee sê die Here, sy seëninge gaan saam met elke kleipot wat hy uitstap. En mag jy in jou lewe verder sy seëninge bewustelik ervaar. Daarom, broer en suster en familie, mag die genade van Jesus Christus, mag al die liefde van God ons Vader, en mag veral die troos van sy Heilige Gees met elkeen van julle elke oomblik wees. Amen.
Konrad, baie geluk met jou voorstelling. En ek hoop en ek vertrou dat jy net so 'n pragtige sien sal bly soos jy is. En dan wil ek net vir jou sê, jy baie mooi sondag gelyk. Die mooiste, jy was die mooiste van almal. Dis nou alles. Enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jesus. Niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus. Niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus. Niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my.